Ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Yeshua, Hemelse Vader. Dankie dat U elke dag met ons is. Baie dankie vir wysheid en genade. Skenk aan ons die vermoë om verskil te kan maak in ander se lewens. Ons aanbid U as die koning van die konings. Amen. Ons is steeds besig met Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En vandag gaan ons kyk na goedheid. Ons vermoë om in elke omstandigheid reg te doen, om goed te doen. Dit is die vermoë om goedheid na te streef, om te doen wat reg is, om ander met goedheid te behandel en om jouself ook daarmee te behandel. Anders as 'n algemene vriendelikheid word Bybelse goedheid gedefinieer as 'n morele uitnemendheid en opregtheid van hart wat homself aktief in dade tot voordeel van ander uitdruk. Dit is eerbaarheid in aksie. Dit gaan verder as om 'n goeie persoon te wees, tot om aktief goed te doen, soos om vir diegene in nood te sorg of sonde met liefde te konfronteer. Die Bybel leer dat niemand goed is nie, behalwe God alleen. Daarom kan hierdie vrug nie selfvervaardig word nie. Dit is die Heilige Gees wat binne 'n gelowige werk om God se eie karakter te weerspieël. Ware goedheid het suiwer motiewe, want dit is op ander gefokus en soek nie erkenning of beloning nie. Dit word gemotiveer deur 'n begeerte om God te verheerlik, eerder as selfverheffing. Dis om iets vir ander te doen, sonder om daaroor te spog of iets terug te verwag. Dit behels 'n opregtheid van hart, wat beteken dat 'n mens se interne karakter en eksterne aksies in lyn is met God se standaarde van geregtigheid. Nou, hoe onderskei ons vriendelikheid teen goedheid? Terwyl dit dikwels saamgevoeg kan word, kan dit soos volg onderskei word. Vriendelikheid is die innerlike ingesteldheid van teerheid, terwyl goedheid daardie ingesteldheid is wat 'n aktiewe diens of selfs korrektiewe aksie geneem word wanneer nodig. En ons kan goedheid kweek, eerstens deur in Christus te bly. Net soos 'n loot aan die wingerdstok moet bly om vrugte te dra, kweek gelowiges goedheid deur 'n noue verhouding met God te handhaaf, deur gebed en die skrif. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Tweedens, vernuwe jou denke. En jy kan dit slegs doen deur daagliks jou Bybel te lees en te bestudeer. En dit sal jou help met jou persoonlike standaarde van goed in lyn te bring met God se onveranderlike morele standaarde. En derdens kan jy dit beoefen deur onselfsugtige diens. Soek aktief na geleentheid om ander te help, veral diegene binne die huisgesin van die geloof, sonder om iets terug te verwag. Galasiërs 6 vers 10 sê, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En dan laastens, weerstaan die kwaad. Goedheid behels 'n ywerige aktiwiteit om die kwaad met die goeie te oorkom en om geregtigheid te kies, selfs wanneer dit moeilik is. Romeine 12 vers 21 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Onse Vader wat in die hemel is, o Vader, asseblief, ontwikkel hierdie goedheid in ons. Leer ons om goed te wees vir ander, leer ons hoe om ander te behandel met goedheid, met liefde, met geduld. Gee dat ons sal optree soos wat U van ons verwag. Seën elkeen wat nou hierdie boodskap luister. In Jesus naam. Amen.